Gelukkige nuwe jaar julle wonderlike mense, mag 2026 net die beste wees vir julle almal. My naam is Olga, welkom by my kanaal. Eerstens wil ek net vir almal laat weet ek is Engels, so my Afrikaanse uitspreuke en uitsprake gaan nie 100% partykeer wees nie, maar wees asseblief geduldig met my. Ek sal dit regtig waardeer. Hierdie is 'n daaglikse gewyde en dit is waar ons elke dag 'n stukkie uit die Bybel uit gaan lees. So as jy belangstel, druk asseblief die subscribe knoppie. Bring jou ouma, jou oupa, jou boetie, jou sussie, almal wat belang gaan stel, dat hulle ook kan saam Bybel lees saam met ons almal. En hierdie jaar het ek besluit om Sarah Young se Jesus luister te doen. So dit is waar ons uit gaan lees die jaar, en kom ons spring reguit net sommer tjoef tjaf vinnig daardeur, okay? In die begin van die boek staan, is dit die Januarie se skrif vir die hele maand. So hier staan, Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Okay, so, en die 3 versies wat ons gaan saam lees, is Jesaja 43 vers 18 en 19, dan is dit Psalm 118 vers 24, en dan Psalm 16 vers 10 en 11. Die boekie sê 10, net 11, maar as jy dit gaan lees, is dit net 'n helfte van die sin. So ons gaan 10 en 11 saam lees. So kom ons begin by Jesaja 43 vers 18 en 19. So dit sê hierso, Jesaja 43 vers 18 en 19. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Dit was Jesaja 43 vers 18 en 19. Nou gaan ons Psalm 18 vers 24 lees. Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Dan die laaste enetjie het ek vir julle gesê, is vers 11, maar ons gaan sommer 10 ook lees. So dit is Psalm 16 vers 10 en 11. Sonder enige meegevoel, met monde wat aanmatigende dinge sê, ontslinger hulle my. Wat ek ook gaan, hulle soek my ondergang. Okidokie, kom ons lees nou wat in die boekie staan. Nou is dit die gebed wat ons hierso nou gaan lees. So, my lewende Here, aan die begin van die nuwe jaar verbly ek my daarin dat U my lewe voortdurend vernuwe. Omdat U iets nuuts doen, mag ek nie stil staan by die verlede nie. Ek sal nie toelaat dat die verlede jare se teleurstellings en mislukkings bepaal wie ek is op my verwagtings demp nie. Vandag is dit die eerste dag van 'n nuwe begin. Ek weet U kreatiwiteit ken geen perke nie. Daarom soek ek uit na die wonderlike verrassings wat hierdie jaar op my wag. Here, ek ontvang vandag op 'n kosbare geskenk uit U hand. Ek besef dat U my altyd in die oomblik wil ontmoet. Dit is die dag wat U gemaak het. Ek weet U het dit aandagtig vir die voorbereiding met liefdevolle sorg en tot in die kleinste besonderhede, en het dus rede om bly te wees en my daaroor te verheug. Terwyl ek op die lewenspad wandel, sal ek op die uitkyk wees vir tekens van 'n liefdevolle teenwoordigheid. Ek verbly my in die kleinste seënings wat U oor my lewenspad strooi, soms op 'n verbasende plekke, soms soos ek hulle ontdek,
sal ek U vir elke een dank. Dit hou my naby U en help my om in my lewensreise vreugde te vind. In U geseënde naam Jesus Christus. Amen. So, baie dankie dat julle by my was vandag. Soos ek gesê het in die begin, as julle van hierdie video's hou, druk asseblief die thumbs up knoppie. Subscribe asseblief julle wonderlike mensies. Stuur dit uit vir almal wat dink dit gaan nodig hê hierdie jaar. Ons almal nodig liefde en Jesus in ons lewe. So ek wil net vir julle almal sê baie dankie dat julle by my was vandag en ek hoop julle almal het 'n awesome dagie. Sien julle môre. Bye.